Welkom aan elkeen van julle vanoggend, welkom aan elkeen van julle wat van die huis af inskakel. Het is 'n baie interessante tyd van die jaar en julle sou dalk Sakkie se boodskap geluister het oor die feeste en oor 'n opgewonde programme wat ons is opgewonde om programme aan te bied hier by LCF ook wat begin vanaf hierdie week wat kom. En ons moedig elkeen van julle om in te skakel by ons fees van Tabernakels uitsending vanuit Jerusalem, wat ons hier gaan aanbied. Vir baie van ons is dit moeilik, is dalk moeilik om in Israel uit te kom, dit is dalk moeilik om daar in die strate van Jerusalem te wandel, dit is moeilik om self daar te kom en te sien hoe dit lyk, en ons het die wonderlike voorreg om deel te hê aan 'n program, om hier in Vanderbijlpark te sit, en uitsendings te ontvang uit Jerusalem. So as 'n geloofsfamilie, die goeie nuus is, ons kan 250 mense met elke geleentheid hier sit. En ek wil julle aanmoedig om daarvan gebruik te maak. Wat is hierdie ophef van die feeste en die Joodse feeste en God se feeste? Is vir my interessant dat ek weet daar's so 'n bietjie van 'n wonder, baie gelowiges, so 'n bietjie iets niets, nê. En ons is gewoond as gelowiges om ten minste 2 keer 'n jaar verwys ons na iets en kyk ons na iets wat ons as 'n fees noem. Ons Paasfees is gewoonlik vir ons 'n baie belangrike naweek. En rondom die 25ste Desember is Kersfees, is vir meeste gelowiges 'n belangrike ding. Nou ons het 'n baie mooi skriftuurlike verwysing na Paasfees toe in die Bybel en hoe Paasfees terugtrek na 'n fees in die Ou Testament en hoe Jesus Christus die gom was wat hierdie 2 feeste bymekaar gebring het. Kersfees op sy eie, as ons as gelowiges nou daarna moet kyk, het geen skriftuurlike verwysing in die Bybel nie. En ek weet vir baie gelowiges is Kersfees as Kersfees gaan oor Kersvader en oor geskenke, dan sou ek sê, ek dink as gelowiges mis ons dit so bietjie, ons mis so bietjie dalk waaroor Kersfees gaan. As ons na Kersfees kyk, in die lig van Johannes 3 vers 16, wat sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, en in familieverband, gesinne bymekaar kom, op Kersdag, om te sê, Here, ons sê dankie dat u seun gegee het, dan sê ek, reg, ons kan so bietjie om die tafel sit, en ons kan nog om daai ene gesels, nê. Maar wat doen ons? Ons vat Jesus Christus, en ons vat 'n fees wat geen skriftuurlike verwysing het nie, en ons bring Jesus Christus in daardie fees in, en ons sê dankie, Vader, dat u seun vir ons gegee het. Nou in die lig van die ander feeste wil ek dan sê, hoeveel te meer het ons hier by LCF nie skriftuurlike gronde, om te kyk na feeste wat wel in die Bybel genoem word. En na daai feeste te kyk en te sê, hoe is Jesus Christus profeties die vervulling van daardie fees? En dit gee vir ons 'n baie groter skriftuurlike fondasie om op te bou, selfs as Kersfees. En daarom wil ek vir jou vra, hou jou hart oop en leer en ontvang. En wanneer jy hoor dat LCF 'n belangrikheid ag aan God se feeste, leer hoekom. Die doel van vanoggend is onder andere om te kyk na 'n dag wat gaan afskop vandag, op hierdie dag, as die son sak vanaand. Is daar 'n fees wat hulle in Israel vier met die naam Yom Kippur. En die tema van vandag se boodskap is Hoëpriester en Sondebok. Dis die titel van hierdie boodskap. En die doel daarvan is om te kyk na die fees van Yom Kippur en mooi te verstaan hoe Jesus Christus vir my en vir jou die vervulling geword het daarvan. So 27 September, vanaand se sonsak, tot die 28ste September, wanneer die son weer sak, daai 24 uur vir ons eintlik maar tegnies môre, staan bekend as Yom Kippur. En vir
die Jode is dit, uit 365 dae van die jaar, is dit die heiligste dag. Die Joodse nasie, sonder die volgende 24 uur af, as die dag van hulle jaar, meer heilig as al die ander dae. Dit word in Engels genoem the Day of Atonement, in Afrikaans die dag van versoening. Dit is Bybelgewys, as ons die Ou Testament gaan lees, is dit die een dag van die jaar, wat die hoëpriester toegelaat was, om in die allerheiligste in te kan gaan, om versoening te kan gaan doen vir sy eie sonde, en vir die sonde van die volk. En ek wil hê, jy moet jou foon nader trek, dalk jou YouVersion oopmaak, ek gaan 'n hele paar skrifgedeeltes lees daaruit, en ek wil hê jy moet gaan na Levitikus hoofstuk 16 toe. En terwyl jy na Levitikus 16 toe gaan, kyk sommer dat jy hom in die Nuwe Lewende Vertaling weergawe sit. Ek gaan lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Terwyl jy soontoe gaan, gaan ek sommer begin. Levitikus 16 van vers 1 af. Die Here het met Moses gepraat na die dood van Aaron se 2 seuns wat gesterf het, toe hulle in die teenwoordigheid van die Here gekom het. Die Here het vir Moses gesê, waarsku jou broer Aaron, om nie sommer wanneer hy wil, by die allerheiligste plek, agter die voorhangsel in te gaan nie. Die straf hiervoor is die dood. Die deksel van die ark, wat die plek van versoening is daar, en ek is daar in 'n wolk, bo die deksel van die ark. Wanneer Aaron die heiligdom ingaan, moet hy hierdie instruksies volledig nakom. Hy moet eers 'n jong bul as 'n sondeoffer en 'n ram as 'n brandoffer bring. Nadat hy homself van kop tot toon gewas het, moet hy sy linnekleed bo oor die ander klere teen sy lyf aantrek. Hy moet die linne gordel om sy middel bind en 'n linne tulband op sy kop sit. Dit is sy heilige klere. Die volk Israel moet dan 2 bokramme as 'n sondeoffer en 'n ram as 'n brandoffer vir hom bring. Aaron sal dan die bul bring as 'n sondeoffer met die oog op versoening vir homself en sy huis. Van die vertalings verwys hierna as vir homself Aaron en vir die priesterlike huis. Dan moet hy die 2 bokramme vir die Here na die ingang van die tent van ontmoeting bring. Hy moet die heilige lot werp om te bepaal watter bok vir die Here geoffer gaan word en watter een die sondebok gaan wees. Aaron sal die bok wat as 'n sondeoffer geoffer moet word vir die Here bring. Die bok wat die sondebok moet wees, moet bly leef. Wanneer die bok die woestyn ingestuur word, sal dit versoening bring vir die volk. Dan sal Aaron die jong bul as 'n sondeoffer vir homself en sy huis bring. Nadat hy die bul vir die sondeoffer geslag het, moet hy 'n vuurpan vol maak met gloeiende kole van die altaar wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Dan moet hy 2 hande vol welriekende wierook vat met die vuurpan en die wierook moet hy agter die voorhangsel ingaan. Daar in die teenwoordigheid van die Here moet hy die wierook op die gloeiende kole neersit, sodat 'n wolk van wierook oor die deksel van die ark kan opstyg. Die deksel van die ark is die plek van versoening en dit rus op die ark van die verbond. As hy hierdie instruksies nakom, sal hy nie sterf nie. Dan moet hy sy vinger in die bloed van die bul druk en dit voor die versoendeksel sprinkel en daarna 7 keer teen die voorkant van die ark. Dan moet Aaron die bok as 'n sondeoffer vir die volk slag en die bloed agter die voorhangsel inbring. Daar moet hy die bloed op die versoendeksel teen die voorkant van die ark sprinkel, net soos hy met die bloed van die bul gemaak het. Op die manier sal hy versoening bring vir die allerheiligste plek
En sal hy ook dieselfde doen vir die tent van ontmoeting, as gevolg van die verontreinigende sonde en die rebellie van die Israeliete. Niemand word in die tent van ontmoeting toegelaat, terwyl Aaron daar besig is om versoening te doen vir die allerheiligste plek nie. Niemand mag daar ingaan, voordat hy nie daar uitgekom het, nadat hy versoening gedoen het vir homself, vir sy huis, en vir al die Israeliete nie. Wanneer Aaron klaar is om versoening te doen vir die allerheiligste plek, die tent van ontmoeting en die altaar, dan moet hy die lewende bok nader bring. Hy moet al twee sy hande op die kop van die bok lê en al die sondes en die opstand van die Israeliete daaroor bely. Op die manier sal hy die volk se sondes op die kop van die bok lê. Dan sal hy die bok die woestyn injaag, gelei deur iemand wat gekies is vir die taak. Die man moet die bok in die woestyn agterlaat. So sal die bok al die sonde van die volk na 'n afgeleë plek wegdra. Op die 10de dag van die 7de maand moet julle vas en geen werk doen nie. Dit is 'n permanente wet vir julle. En dit is van toepassing op alle gebore Israeliete en ook vir die vreemdelinge wat tussen julle woon, om een keer elke jaar versoening te doen vir die Israeliete, is 'n permanente wet vir julle. Moses het al hierdie instruksies wat die Here vir hom gegee het, gevolg. Dit is 'n mondvol, maar dit is vir my belangrik dat ons na hierdie gedeelte kyk en baie mooi verstaan. Die hoofstuk begin deur melding te maak van 'n voorval wat eintlik 6 hoofstukke tevore in Levitikus hoofstuk 10 gebeur het, met Aaron se 2 seuns, wat se naam Nadab en Abihu was, wat gesterf het in die tabernakel voor die teenwoordigheid van die Here. Sien, vers 1 van hoofstuk 16 het melding gemaak daarvan. En ons lees dat hulle het gesterf omdat hulle gedink het, hulle kan in die tabernakel net doen wat hulle wil. En hulle het iets gedoen wat die Here nie voorgevra het nie. En dis skokkend om te lees dat hulle het dood neergeslaan. Het sê die vuur van die Here het oor hulle gekom en hulle het gesterf. En Moses in hierdie hoofstuk herinner vir Aaron dat die Here gesê het, wie 'n offer vir my moet bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag vir my moet voor die hele volk duidelik wees. Ons lees dit in Levitikus 10 vers 3. Dat Moses het baie mooi vir Aaron gesê, Aaron, jy is die ou wat in die allerheiligste gaan ingaan. Jy is die ou wat soveel te meer in jou handel en jou wandel voor die volk, is dit belangrik dat jy 'n ontzag en 'n respek en 'n eerbied vir my het, en dat jy respek moet hê vir my heiligheid. En dat dit baie belangrik is vir jou, Aaron, om mooi te luister na wat Moses vir jou verduidelik. Want as jy dit sorgvuldig sou doen, sou jy nie ook dood neerslaan soos jou seuns nie. Jy sal lewe. Aaron, dis baie duidelik dat hoofstuk 16 vir Aaron gesê het, Aaron, jy kan nie net wanneer jy wil agter daardie voorhangsel ingaan in die allerheiligste nie. Luister baie mooi, Aaron. As jy dink jy kan dit doen, sal jy dood neerslaan. Daar is 'n bepaalde dag wat die Here bepaal het, dat dit die dag moet wees wat jy daar kan ingaan, om versoening te doen vir jouself en vir die volk. Nie net wanneer jy wil nie. So wat moes Aaron as hoofpriester dan gedoen het? Wat het ons gelees in Levitikus hoofstuk 16? So kom ons herhaal gou en ons som dit op. Levitikus 16 sê vir ons dat agter die voorhangsel was die verbondsark. Dit was 'n houtkis wat met goud oorgetrek is. Die kus wat die teenwoordigheid van die Here in die midde van die volk verteenwoordig het. Daai kus het agter 'n voorhangsel gestaan. Daar was
sekere items binne in daai kus, en daai kus het 'n deksel gehad wat die versoendeksel genoem is. En ons almal het al prentjies gesien van daai verbondsark, nê? Engele wat met hulle vlerke so oopgesprei is oor die versoendeksel van daardie verbondsark. En Levitikus 16 sê vir ons dat agter daai voorhangsel, bo daai verbondsark, was daar 'n wolk. En God het in 'n wolk bo daai verbondsark gebly, in die allerheiligste. Daar was God se teenwoordigheid. Nou voordat Aaron daar moes ingaan, sê die Bybel, hy moes homself deeglik gaan was. Hy moes sy liggaam van kop tot tone gaan skrob en homself skoon was. Hy moes sy klere vat en hy moes sy klere was. En hy moes baie seker maak dat hy spesifieke klere aan het. Die Here het verder vir hom gesê, Aaron, kry vir jouself en vir die priesterlike huis 'n jong bul en 'n skaapram. En bring hulle na die tabernakel toe. Die volk moes van hulle kant af 2 bokramme en 'n skaapram bring. Okay, ons praat hier nou van 5 diere, né? Die eerste ding wat Aaron moes doen, is hy moes die bul gaan slag. En ek is seker, onder andere, nadat hierdie bul doodgemaak is, het dit maar behels 'n keel afsny of een of ander iets vir hom sny, want die bloed van hierdie bul is opgeneem. En Aaron het na die tyd uit 'n vuurpan gevat. Weet nie hoe dit gelyk nie, maar daar was kole in hierdie pan. En nadat hy die bloed van die bul bymekaar gemaak het, het hy kole in hierdie pan gesit. Hy het wierook gevat, hy het wierook op daai pan gegooi, sodat met die kole en die wierook daar 'n rook ontstaan het, wat 'n geur afgegee het. En die oomblik as hierdie geur afgegee word, en hy het die bloed van die bul, kon hy voor die voorhangsel in die allerheiligste gaan staan. En ek wonder of hy vir 'n oomblik sy asem opgehou het. Hier gaan ons. En met daai pan en met daai bloed kon hy daai voorhangsel wegstoot. En hy kon die allerheiligste ingaan wat slegs vir een persoon op aarde bedoel was, en dit was vir hom. En die Bybel sê met daai rook van daai wierook moes hy naby die verbondsark kom, en dat die geur van daai wierook moes oor die versoendeksel gaan. En hy kon daarna die bloed van die bul vat, en hy kon die bloed van die bul sprinkel op die versoendeksel en teen die ark. En wanneer daardie bloed van daai bul wat nou net moes sterf, daai versoendeksel, in die Engels is die mercy seat, wanneer die bloed van daai bul op die mercy seat kom, is Aaron en die priesterlike huis se sonde vergewe. Versoening is bewerkstellig. Nadat Aaron dit gedoen het, is hy weer uit die allerheiligste uit. En daar was 2 bokramme wat die volk gebring het. Een van daai bokramme sou 'n offer word wat net daar geslag word. En Aaron het die bloed van daai bokram gevat, en weer eens met daai bloed, hy moes met bloed, kon hy weer die voorhangsel wegstoot, en hy kon in die allerheiligste ingaan. En hy het die bloed van daai bok het hy besprinkel op die mercy seat, en hy het daardeur die allerheiligste en die tempel en die voorhangsel en alles geheilig. En nadat hy dit gedoen het, het hy weer uit die allerheiligste uitgegaan. En daar was 'n lewende bok, wat die sondebok genoem is. Die Bybel verwys na daai bok as die sondebok. En ons lees dat Aaron het met sy 2 hande, het hy op daai bok se kop gegaan. En hy het, terwyl hy sy hande op daai bok se kop gehou het, het hy die sonde van die volk bely. Die rebellie en die opstandigheid en die hardkoppigheid en die sonde van die hele volk.
En dat die Bybel sê dat daardie bok, en dis hoekom hy die sondebok genoem word, het op daai oomblik die sonde van die volk geword. Hierdie hele bok het die sonde van Israel verteenwoordig. En daar is iemand gekies uit die Israeliete uit, wat hierdie sondebok moes weglei uit die kamp uit, in die wildernis in, om nooit weer terug te keer nie, na 'n afgeleë plek, waar ek seker is waar die wilde diere later hierdie bok oorweldig het en opgevreet het. En soos wat hierdie persoon hierdie bok uitgelei het weg uit die kamp uit, is die sonde van Israel weggeneem, soos wat daai bok verdwyn. Terwyl hierdie gebeurtenis gebeur het, daar in die tabernakel, wat het die volk gedoen? Sien, die volk was hier buite om die tabernakel by hulle huise. Die Bybel sê vir ons, die volk moes niks eet of drink nie. Nou vir die van julle wat al gevas het, kyk, as ons vas, dan vas ons koffie, of ons vas stysel, in my broodjie, nee, ek vas my broodjie, of ek sal nie suiker eet vir 'n uitgerekte tyd nie. As ons regtig ekstrem vas, dan vas ons alle voedsel en ons drink net water. Op hierdie 24 uur siklus, en vir baie van die mense in Israel, nader hulle 'n tydperk van 24 uur van volkome vas. Hulle drink niks en hulle eet niks vir 'n hele dag. Nou wil ek vir jou vra, wanneer laas het jy vir 'n hele dag niks geëet en niks gedrink nie? Ek kan nie onthou in my lewe of ek al uit keuse ooit so dag gehad het nie. So die volk was by hulle kampe, by hulle tente. Hulle mag nie gewerk het nie, en hulle het niks geëet en gedrink nie. En ek dink hulle was daar, by hulle kamp, en hoe langer hierdie dag aangegaan het, hoe minder lekker het hulle begin voel. Ek raak honger. Ek raak dors. En die herinnering van my honger en dors, herinner my hoekom ek besig is om hierdie te doen. Want terwyl ek hierso sit, honger en dors, is daar 'n priester, wat in die tempel, in die allerheiligste ingaan, en wat besig is met 'n ritueel, en my verootmoediging hier by my tent, en die ritueel wat hy daarmee besig is, gaan maak dat aan die einde van hierdie dag, my sonde voor God vergewe is. Vlekkeloos. En vir 'n Jood wat nog nie glo in sy Messias wat gekom het nie, is dit die verskil tussen die ewige lewe en die ewige dood. En dit is hoekom dit vandag nog vir hulle 'n absolute dag van prioriteit is, belangriker as al die ander dae van die jaar. Heilig. Dit skop af as die son sak vanaand. Kom ons dink en bid vir ons Joodse broers en susters, wanneer ons môre lekker ontbyt eet. Jy sal nou vir my sê, Friedel, baie dankie vir die geskiedenisles. Ons offer mos nou nie meer nie. Sê ek, yes, jy is heeltemal reg. Ons beweeg nou nader na die kern van hierdie boodskap. Ergens as gelowige, het jy dalk al gelees of gehoor, dat ons Here Jesus Christus ons hoëpriester is. Meeste van hierdie verwysings, as jy dit sou gaan opsoek, sal jy vind, dat die boek van Hebreërs, in die Nuwe Testament, het meeste van die verwysings in die hele Nuwe Testament, van Jesus Christus as ons hoëpriester. Jy vind dit in die boek van Hebreërs. Nou die skrywer van Hebreërs, net so 'n bietjie agtergrond, as jy nou kyk, dis nie algemeen bekend
wie die skrywer van die boek Hebreërs is nie. Daar is spekulasies rondom 'n paar persone wie dit mag wees, maar die skrywer van Hebreërs skryf die boek vir Hebreërs. So dis nou nie rocket science nie, klink nou soos, okay, whatever, dankie vir daai brokkie nuttelose inligting. Maar die Hebreërs is Jode wat gelowiges geword het. Dit is mense wat eenmal onder die ou verbond gestaan het, maar wat glo dat Jesus Christus die Messias is wat gekom het, en dat daar 'n nuwe verbond in werking getree het, en die een wat beseël is met die bloed van die Messias wat die lam van God was. So die skrywer van Hebreërs skryf vir Jode wat tot bekering gekom het, Jode wat 'n baie goeie begrip het van hoëpriester, en die rol van die hoëpriester, en die funksie van die hoëpriester, want hulle was Jode wat groot geword het met die hoëpriester, wat groot geword het met Yom Kippur, met 'n dag 'n jaar, en daarom lê die skrywer van Hebreërs soveel klem daarop, vir hierdie gehoor, dat Jesus Christus is ons hoëpriester. Dis hoekom dit vir my so belangrik was om 'n volledige prentjie te skets van Levitikus hoofstuk 16. En wat ek wil doen, en die doel van vanoggend is, en wanneer ons praat oor Joodse feeste en die vervulling van Jesus Christus van die Joodse fees, is dit belangrik om die volgende hoofstuk wat ons gaan saam lees, Hebreërs hoofstuk 9, te verstaan in die lig van Levitikus hoofstuk 16. En weer eens wil ek vir jou vra, vat jou Bybel en gaan na Hebreërs hoofstuk 9 toe. Ek gaan weer eens lees uit die Nuwe Lewende Vertaling en ek gaan lees vanaf vers 6 tot vers 15. Het sê die volgende: Wat die erediensbepalings betref, met alles so ingerig, het die priesters gereeld in die voorste vertrek van die verbondstent ingegaan om hulle dienste te verrig. Maar in die agterste vertrek, die allerheiligste, kon net die hoofpriester ingaan. En dit net een keer per jaar. Boonop altyd met die bloed wat hy aan God moes offer vir sy eie sondes, sowel as vir die sondes wat die volk in hulle onkunde begaan het. Deur hierdie bepalings wys die Heilige Gees daarop dat die allerheiligste nog nie vir almal oop was, solank die voorste gedeelte van die verbondstent nog sy plek gehad het nie. Die tekortkomings van die ou erediens bevat vir ons vandag 'n les, deurdat gawes en offers gebring is, wat nie vir die een wat dit bring 'n volkome skoon gewete kon gee nie. Hierdie is baie belangrik. En net te doen gehad het met kos en drank en allerlei reinigingsgebruike. Dinge wat net die uiterlike raak en wat net sou geld totdat God alles sou regstel. Maar nou het Christus as hoofpriester gekom om al God se weldade te bedien. Hy het daardie groot volmaakte heiligdom in die hemel binne gegaan, wat nie die handewerk van mense is nie, en dus nie deel uitmaak van hierdie skepping nie. Eens en vir altyd het hy met bloed in die allerheiligste ingegaan, maar nie met die bloed van bokke en kalwers nie. Nee, hy het met sy eie bloed daar ingegaan en vir ons 'n ewige verlossing bewerk. Onder die ou stelsel kon die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers, wanneer dit oor mense gesprinkel word, hulle liggame van rituele besoedeling reinig. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die werking van die ewige Gees as 'n volkome offer aan God geoffer het, ons gewetes skoon was van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Daarom is hy ook die middelaar van die nuwe verbond tussen God en ons, sodat
almal wat geroep is, die ewige erfdeel kan ontvang, wat God vir hulle beloof het. Want Christus het gesterf om hulle te verlos van die straf op die oortredings, wat onder die eerste verbond begaan is. En ons lees 'n Nuwe Testament skrif, wat dit vir ons so duidelik maak. Wat ons lees van in Levitikus 16, wat 'n aardse priester moes doen, in 'n aardse tabernakel en in 'n aardse allerheiligste. En wat Jesus Christus as 'n ewige hoëpriester vir my en vir jou kom doen het. Levitikus, Hebreërs 9 maak dit vir ons duidelik, dat daardie dier, wat onder die ou verbond geoffer is, en daardie kalf wat geslag is, en daardie bok wat geslag is, se bloed, was eenvoudig nie goed genoeg om vir ewig die gewetes van die mens te reinig nie. En daarom moes hulle dit elke jaar doen. Jaar na jaar na jaar, op dieselfde tydstip. Hebreërs 9 vers 11 tot 12 vertel vir ons wat Christus Jesus as ons hoëpriester kom verander het, toe hy op die toneel kom. Dit sê die volgende: maar nou het Christus as hoofpriester gekom om al God se weldade te bedien. Hy het daardie groot volmaakte heiligdom in die hemel binne gegaan. So julle moet mooi luister. Mooi luister na wat hierdie vers 11 en 12 sê. Dit sê Jesus Christus het daardie groot volmaakte heiligdom in die hemel binne gegaan, wat nie die handewerk van mense is nie, en dis nie deel uitmaak van hierdie skepping nie. Eens en vir altyd het hy met bloed in die allerheiligste ingegaan, maar nie met die bloed van kalwers nie. Nee, hy het met sy eie bloed daar ingegaan en vir ons die ewige verlossing bewerk. Toe Jesus Christus sterf, ons weet dit, wat het in die tempel gebeur? Die voorhangsel na die allerheiligste het geskeur. Die Bybel sê vir ons van bo na onder het hy oopgeskeur en die allerheiligste, jy kon in dit inkyk. Dit vir ons was 'n visuele uitbeelding van wat Jesus kom moontlik maak het. Hy het die allerheiligste vir ons toeganklik gemaak. En ons kyk na Jesus se sterwe, en dit is vir meeste van ons gelowiges, ons sê, dankie Here Jesus, die allerheiligste is nou ook vir my beskore. Dis nie net meer vir die priester daar in Israel, waarvan ek afhanklik moet wees, dat hy gaan môre daarin, om ook vir my, wat deel wil word van daai verbond, versoening te maak nie. Ons het toegang tot die allerheiligste. En soms vir ons as gelowiges ook, as ons dink aan die Here se teenwoordigheid, dan het ek al myself in die verlede ook gesien, agter die gordyn gaan kuier. Nee, God se teenwoordigheid. Ons sê sy teenwoordigheid is vir ons toeganklik, en dat ek al hier in my geestesoog gesien het, sê Here, daai gordyn is geskeur. Dankie dat ek ook daar kan ingaan, in die allerheiligste, die verteenwoordiging van u teenwoordigheid. Maar wat Hebreërs 9 vir ons van vertel, is eintlik baie meer asemrowend. Baie meer. Die Bybel vertel nie baie vir ons wat in daardie 3 dae gebeur het, toe Jesus Christus in die graf was nie. Hier en daar sal ons lees van 'n paar dinge wat gebeur het. Die allerheiligste se voorhangsel skeur om vir my en vir jou die visuele voorbeeld te gee, maar wat ons nie gesien het nie, wat Hebreërs hier vir ons uitlig, is die volgende: Jesus Christus as hoëpriester, nadat hy gesterf het, stap die allerheiligste binne. Hebreërs 9 vers 11 en 12 sê vir ons, hy het nie 'n aardse allerheiligste in 'n aardse tempel binne gestap nie. Jesus Christus het nie na sy sterwe in daardie allerheiligste van daardie tempel ingestap en daardie gordyn geskeur nie. Hebreërs 9 vers 11 en 12 sê vir ons dat Jesus Christus as hoëpriester het 'n veel groter allerheiligste ingestap. Jesus Christus stap die hemel in.
Jesus Christus stap die troonkamer in. Hy stap die plek in van God se teenwoordigheid as hoëpriester. En hy het bloed by hom. En die Bybel sê vir ons, nie meer die bloed van bokke nie. Nie meer die bloed van bulle nie. Hy stap die allerheiligste in met sy eie bloed. En daarom die titel van hierdie boodskap, Hoëpriester en Sondebok. Sien, die titel van die boodskap is nie die Hoëpriester en die Sondebok, asof dit twee aparte goed is nie. Die titel van die boodskap is Hoëpriester en Sondebok. En dat Jesus Christus vir my en vir jou, dit is die mediteer hierop, was selfs vir my, was net, ek het my kop en my hart laat sak en sê, Here, wow, dankie. Dankie vir dit wat U gedoen het. Dankie vir die diepte van hierdie skrif. Dankie vir die diepte daarvan dat vir my sê, toe Jesus sy asem uitblaas, het die ewige hoëpriester die teenwoordigheid van die Vader betree as 'n hoofpriester met sy eie bloed en 'n prys betaal en iets bewerkstellig wat die bloed van bokke en ramme en skape nie kon doen nie. As die vlekkelose lam van God het hy 'n prys betaal en daarom is Jesus Christus ons hoëpriester en sondebok. Hy het die sondebok geword aan die kruis. Die Bybel sê vir ons, voor hy sterf, het die sonde van die mensdom op hom gekom. En in so mate so erg, dat dit die kruisigingsverhaal, as ons dit lees, vertel vir ons dat dit vir 3 ure het dit donker geword op die aarde. Helder oordag. Dis hoe erg het was. Die oomblik toe Jesus Christus die sondebok word, toe verduisterde die son. En die manifestasie van duisternis en sonde, wat op hom afgekom het, was 'n 3 ure duisternis. Hang hy aan die kruis, as die sondebok. Hoe amazing is dit nie? Dat die Bybel nie net vir ons sê, dat in daardie 3 dae, wat sy liggaam in die graf was, dat hy die hoofpriester was, wat in die allerheiligste is nie, maar dat hy vandag nog die hoofpriester is, wat in die allerheiligste is, in die teenwoordigheid van die Vader, aan sy regterhand. Ons het 'n hoofpriester, volgens die ewige orde van Melchisedek, vir ewig in die teenwoordigheid van die Vader. En daarom lees ons in 1 Johannes 2 vers 1 en 2 die woorde wat sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, maar as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie net vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hoekom? Want hy is die hoëpriester wat vandag nog in die allerheiligste staan. Met sy eie bloed as versoening vir my en vir jou. Hoe? Wow. Is dit nie? En as die dieptes daarvan jou hart tref, voel dit nie vir jou asof jy op jou knieë wil gaan en sy naam wil loof en sê dankie Here, dat U my ewige hoëpriester is, wat vir ewig vir my versoening doen nie. En daarom sê ek, vertel Hebreërs 9 vir ons eintlik 'n baie groter ding. Dit gee eintlik 'n baie groter geheim vir ons, dat ons nie net onsself sien, dat ons in ons geestesoog
deur 'n gordyn kan stap in die allerheiligste in, wat vir ons toeganklik is nie, maar dat Hebreërs 4 vers 16 vir ons sê, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. Dat ons die einste troonkamer van God kan nader. Nie net 'n aardse tabernakel in 'n aardse tempel nie. Dat ek in gebed, omdat ek 'n middelaar by die Vader het, die einste troon van God met vrymoedigheid kan nader. Ek wil sê, Here Jesus, ons loof U. Ons loof U naam. Ons prys U, U naam is heilig. U het 'n ewige werk vir ons bewerkstellig. Ons ewige hoofpriester. En daarom is dit vir ons as gelowiges belangrik om te bid vir ons Joodse boeties en sissies. En dat hulle deur ons, jy sien eens op 'n tyd, was Israel, die prins van God, wat sy verantwoordelikheid was, dat die lig van God, wat deur hulle sou skyn, die ander nasies sou inbring. Maar jy sien, vandag is ek en jy die lig van God. Wat deur die lig wat deur ons straal en skyn vir hulle sal wys dat die Messias wat ons dien, die werklike Messias is. En dis hoekom ons as 'n gemeente ook 'n hart het om te sê, net soos wat God ons uitstuur na al die nasies van die wêreld toe om te evangeliseer, net so val die Joodse nasie onder al die nasies. En het ons 'n besonderse hart vir hulle. Ons hoef nie meer te offer nie. Jesus het vir eens en vir altyd vir my en vir jou Yom Kippur afgehandel in die hemelse allerheiligste. Maar ek wil vir jou vra, as 'n gelowige, is jou hart nog by hom? Is jou hart nog by hom? Sien, ons kan hier sit en hier sê dat Jesus Christus het 'n ewige werk bewerkstellig. Maar wat is die pad wat jy wandel? Die feit dat Jesus Christus vir die sonde van die wêreld betaal het, beteken nie dat die hele wêreld die hemelse heerlikheid eendag gaan smaak nie. Hy het wel gesterf vir die sonde van die wêreld. Maar dis diegene wat dit vat en op 'n weg wandel van verhouding met hom, wat die vrug daarvan beleef in hulle lewe. En ek wil vir jou vra, jy het dalk lank terug vir God 'n belofte gemaak en jy het gekom en jy het jou hart en jou lewe as 'n oorgawe gegee. Ek wil vir jou vra, staan jy nog by daai besluit? Staan jy nog by daai keuse? Wandel jy nog daai weg? Dis vir my baie mooi om te sien, behalwe dat ek hartseer is in die wete dat die Jode 'n dag herdenk wat eintlik klaar vervul is die mooi van my daaraan, is dat hulle jaarliks voor dieselfde gedagte te staan kom. Om nie net hulle self een keer in 20 jaar te gauge en te sê, is ek nog op die weg nie. Elke jaar kom 'n nasie en hulle vra hulle self in hulle harte af, is ek nog op die weg? Is ek nog op die weg? Waar is verootmoediging nodig voor die Here? Waar het iets ingekruip wat ek nodig het om mee te deel? Waar is daar dinge wat dreig om skeiding te maak tussen my en God? En in die lig van 'n tyd van verootmoediging wil ek vir jou vra, is dit nie dalk tyd om jouself opnuut weer voor God te verootmoedig nie? Met die sonde van die volk het die hoëpriester die allerheiligste ingegaan en versoening bewerk. Is daar iets wat skeiding maak tussen jou en hom? Wil jy nie in hierdie tyd van verootmoediging tyd skep waar jy op jou knieë gaan?
waar jy jou kop en jou hart buig om te sê, Here, daar's dinge wat dreig om skeiding te maak tussen my en U. Opnuut, Here, kies ek weer. Ek kies U en ek kies om my rug te draai op dit wat dreig om my van U af te verwyder en ek kies om na U toe te draai. Dankie, Here Jesus, dat U as hoofpriester in die hemel met U eie bloed vir my versoening maak en 'n menigte sondes bedek. Wil jy nie hierdie tyd van verootmoediging gebruik? Jou eie persoonlike tyd saam met die Here. Jou knieë en jou hart buig voor hom nie. Wanneer laas was jy op die grond, op jou aangesig voor hom? Dis vir my die mooi van 'n jaarlikse Yom Kippur. En die kans is baie goed dat ek dalk 10-10-1 volgende jaar die tyd dieselfde boodskap gaan preek. In 'n jaarlikse herinnering. Jy sê vir my, Friedel, ons is veronderstel om daagliks. Ek sê dit is so. Ons is veronderstel om dalk daagliks met hierdie verootmoediging te leef, maar ons hardloop net aan. En ten minste vir my in die siklusse van God se kalender, waarna ons jaarliks kan kyk, kan ons tye skep om onsself stil te maak in ons harte en die meditasie van dit wat dit beteken en hoe Jesus Christus die vervulling geword het daarvan en myself die vraag af te vra, is ek nog op die weg? En kom ons sluit ons oë vir oggend. En ons begin hierdie tyd van verootmoediging met hierdie gebed. Hemelse Vader, in hierdie tyd van verootmoediging wil ons kom. En ons wil met ons liggaam en met ons hart wil ons kom buig voor U. Ons wil kom sê, Here, opnuut wil ons kom en ons wil ons rug kom draai op dit wat dreig om skeiding te maak tussen ons en U. U is steeds my keuse. U, Here, is steeds my keuse bo alles. Ek gee U steeds my hart en my wese. Dankie dat U vir my ewige hoëpriester is. Dankie dat ek kan weet dat U vandag in die allerheiligste staan met die wonde van die kruis aan die liggaam, met U eie bloed vir my intree en vir my versoening kom bewerkstellig. Ek gee my hart en my wese opnuut in hierdie tyd as my commitment, alles vir U. Die keuse wat ek dalk jare terug gemaak het, Here, ek staan steeds daarby. In Jesus se naam. Amen. Ek wil vir julle aanmoedig om die mooi dieper betekenis van die fees van Tabernakels, want jy sien, Vrydag wat kom, begin ons met die fees van Tabernakel uitsendings hierso. En ek dink wat aangaan tot die 8de Oktober, en om die dieper betekenis daarvan ook te kom leer. En laat ons as 'n geloofsfamilie kan saamtrek hierso. In 'n tyd van verootmoediging, maar ook in 'n tyd van lofprysing vir ons koning. En daarom wil ek vir julle sê, kyk op jou LCF WhatsApp groep. Gaan kyk na waar daai registrasieskakel is. En as jy nog nie geregistreer het vir een van die events nie, gaan doen dit so gou as moontlik.